Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê die Afrikaner afvaardiging wat onlangs met die Amerikaanse regering vergader het, vir Afrikaners se belange beskerm deur die Amerikaanse regering te vra om druk uit te oefen op Suid-Afrika om oplossings vir onder meer die onteieningswet te vind. Dr. Theo de Jager, die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Landbou-inisiatief SAI en die uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging NIASA, Gerard Papenfoes, wat was ook deel van hierdie afvaardiging. Ons praat nou hieroor met die Vryheidsfront Plus leier Dr. Corneille Mulder. Goeiemiddag Corneille. Goeiemôre Susan. So welkom terug hier op eie bodem. Lyk my dit was 'n lang vlug. Dit was. Nee, dit is baie goed om terug te wees. Ons het vanoggend so 12:30 geland. Hoe het julle vergaderings in Amerika verloop? Ek moet vir eerlikwaar sê dit was baie positief. Ons het hulp gehad daarvan Suid-Afrikaanse mense wat van tevore by buitelandse sake betrokke was. En laat vir ons gesê, moet vir ons eerlikwaar sê, die deure het vir ons oopgegaan op verskillende plekke. Die beste wat in jare was wat toeganklikheid betref, die atmosfeer was positief, die gees was baie positief en die gesprekke ook. En wat was van die sleutelkwessies wat julle daar bespreek het? Ons het verskillende goeders hanteer. Ons het gegaan oor die hele Suid-Afrikaanse situasie en die uitgangspunt was gewees, ons wil graag sien dat Suid-Afrika 'n wenland is. Ons wil graag sien dat almal in Suid-Afrika die mense tevrede en gelukkig is en 'n toekoms ervaar. En dan moet ons kyk watter struikelblokke is daar tans om die verhoudinge tussen die FSA en Suid-Afrika te normaliseer. En dit was in 'n sekere mate die fokus gewees, maar natuurlik ook spesifiek die posisie van die Afrikaner, die kwessie van regstellende aksie, plaasmoorde, swart ekonomiese bemagtiging, al daardie sake is hanteer. En met wie in die Amerikaanse regering het julle vergader? Ons het gesprekke gehad op verskillende plekke. Ons het toegang gehad tot van die senatore by die Senaat, by die kongreslede, by die Withuis self, ook by verskillende van die stigtings en ook met twee landbouorganisasies, die twee groot landbouorganisasies wat die boerderygemeenskap in Amerika hanteer, het ons mee gepraat. So dit was 'n wye spektrum van gesprekke wat plaasgevind het en ek is baie dankbaar daarvoor. En dan op daai stadium toe julle daar was dit daai konflik tussen Israel en Iran, het dit nie so effens die fokus daar vir julle weggevat nie? Dit het die effek gehad dat dit was so dat dit geweldig oorheers nie. Kan ek dink aan die Amerikaanse kant is dit 'n hoofprioriteit gewees. Dit het nie die effek gehad dat enige van ons afsprake in die slag gebly het nie, maar dit het beslis 'n media-gewyse effek gehad in die FSA wat ons moes verreken. Wat was die uitkomste gewees? Die uitkomste was baie positief geweest wat vir my ongelooflik is en ek weet dit word by die huis deur sekere mense bevraagteken dat die Amerikaanse regering spesifiek in die Withuis, die Trump-administrasie direk met ons praat en vir ons opdrag gee of nie opdrag gee nie, die versoek gee en sê asseblief gaan dra hierdie goeders oor want ons kry dit nie in die koppe van die Suid-Afrikaanse regering, julle glo ons nie. En dit het spesifiek gegaan oor die 4 voorwaardes wat hulle stel as voorwaardes voordat verhoudinge tussen Suid-Afrika en die FSA genormaliseer kan word. En in daardie gesprek in die Withuis is dit spesifiek so uitgespel om die waarheid te sê. Ons het daarna ons verklaring opgestel die aand en voordat die verklaring uitgereik is, het ons dit weer uitgeklaar met die Withuis en het een of twee veranderinge voorgestel aan ons verklaring. So dit is uit en uit nie die Vryheidsfront of die SAI of NIASA se standpunte nie. Dit is die standpunt versoek wat die Amerikaanse Trump-administrasie gevra het oor te dra. En daardie 4 goeie spesifiek het gegaan oor die kwessie dat landelike veiligheid onmiddellike prioriteit moet wees, dat daardie aanvalle op boere moet verklaar word as 'n prioriteitsmisdaad. Tweedens spesifiek dat die ANC, nie die regering, nie die ANC in die openbaar om het uitspreek en sterk standpunt inneem teen kill the boer, kill the farmer. Die derde een wat hulle spesifiek vir ons gegee het was die hele kwessie van regstellende aksie, die hele kwessie van swart ekonomiese bemagtiging, dat Amerikaanse firmas nie daaraan gebonde moet wees as ons hoop dat hulle wil kan investeer nie. En dan die onteiening sonder vergoeding was die Amerikaners se standpunt baie duidelik, dis ondenkbaar. Daar kan nie onteiening van enige eiendom wees as daar nie markwaarde vergoeding is nie. En hulle is baie adamant daaroor. Julle gaan dit nou seker wil oordra aan die regering, maar jy weet as die regering, soos die Amerikaanse regering sê dan nou nie hier plaaslik luister nie, hoe gaan jy hierdie boodskap dan nou wel oordra? Ek het onderneem teenoor die Withuis dat ek gaan dit skriftelik oordra aan die president self en ek sal dit op skrift vir hom gee en ek gaan ook dit aan die ander leiers van die partye in die regering van nasionale eenheid ook skriftelik oordra dat hulle dit daarvan weet. En as die president dan besluit om dit te ignoreer,
dan moet hy aanvaar dat daar sekere gevolge sal wees van die Amerikaners se kant af. En onthou nou net, ons trek vandag, as ek dit dink by die 1 Julie as ek nie verkeerd het nie, op 9 Julie is die sperdatum vir die intwerkingtreding van tariewe in terme van handel. En dit gaan enorme implikasies hê. So ek dink die ANC en die regering en die president moet regtig die erns van hierdie situasie besef. Dan wat hoor julle van die Afrikaner vlugtelinge daar in Amerika? Pas hulle aan? Ja, kom ek sê hulle pas goed aan. Hulle is besig om gevestig te raak. En die interessante ding was, een van die persone met wie ons in die Withuis gepraat het, is die persoon wat die hoof is van die hele proses rondom die vlugtelinge in die Withuis en in die Amerikaanse regering. Ons het met hom direk gespreek. Hy het gevra om met ons te praat. En wat opvallend was, is dat daar 'n aanduiding van SAI se kant af is dat hulle ongeveer 1000 navrae op lys het van mense. Maar die Amerikaanse regering sê die ding gaan binnekort geweldig optel. Hulle praat van 10.000 wat by hulle aansoek doen en waarvan hulle kennis dra. So dit lyk vir my daar's 'n ander kanaal waar daar ook belangstelling is en dit lyk my dit word 'n groot proses, maar dit klink of dit goed gaan met die mense wat soontoe gegaan het reeds. Baie dankie en dit was die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder.